ons lof. Dankie ook Here dat wanneer ons na U toe kom, dan raak ons bewus van ons eie tekortkominge, ons eie laste, dit wat ons afrem, en dankie dat ons dit dan kan oorgee vir U. Here, U het vir ons so mooi uitnodiging gegee. U het gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Kom neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is sag en my las is lig. Here, ons kom vanoggend om die ligte las en die sagte juk op ons te neem. Ons gee ons bekommernisse, ons gee die uitdagings wat ons het, ons gee die probleme waarmee ons sukkel, ons gee die sonde in ons lewe nou vir U, Here, ons bely. Ons gee oor aan U. Here, ons stel ons harte oop vir U om deur die Heilige Gees met ons te praat vanoggend. Ons vra, breek U woord oop, en ons gee vir U al die eer, Here Jesus. Amen. Julle kan so lank vir my die kindertjies wat nie uit is nie, kan verlof vir die kinderkerk uitgaan en die kleuterkerk. En ons is julle kan by Matteus hoofstuk 6 julle Bybels oopmaak. Ons is besig met 'n reeks oor die Onse Vader gebed. En vanoggend is die tema Vader, vergewe my. En eintlik het ek laasweek so vinnig daaraan geraak, en toe ek klaar is met die boodskap toe, is dit net of die Here my net so bietjie vashou daar, kon nie aanbeweeg nie, want ek voel ons kan nie net op ek wat ander moet vergewe nie, maar ons moet ook stil staan op daarop dat ons hemelse Vader ons moet vergewe. Vader, vergewe my, is die teken vanoggend. Julle het dalk al gehoor van die seentjie wat hy was in die koshuis gewees, en hy en sy maatjies het begin om die kerkdienste af te gee, en dan het hulle met hulle geldjie wat ma en pa vir hulle gegee het om in die kollekte te gooi, het hulle gaan roomys koop. En die onderwyser bel die ouers en sê, hoor hierso, ons kom agter die kinders begin kerkdienste afgee, sal julle as ouers asseblief met hulle praat. En die seentjie is die naweek plaas toe, hy's huis toe, en hy kom en ma en pa is eers bly om hom te sien, maar nou moet hulle praat oor hierdie moeilike onderwerp. En dan die seun sit en die pa vra vir die seun, was jy laas Sondag in die diens gewees, was jy by die kerk gewees? Hy sê, nee, ja pa, ek was daar. Maar nou weet die pa, jok, maar nou sê vir hom, goed, waaroor het die dominee gepreek? En nou dink hy, en dink 'n vinnige iets waarna hy sommer dadelik kan dink is sonde. Hy sê, pa het oor sonde gepreek. En die pa is nie tevrede daarmee nie, en hy sê vir hom, nou wat het die dominee gesê oor sonde? Die seentjie het so 'n oomblik stil gebly, toe sê, pa, smaak my huis daar teen. Nou, as ons kom, Vader, vergewe my, dat ja, die Here is nie ten gunste van dit wat ons verkeerd doen nie, en dis waarvoor ons vergifnis vra, vir dit wat ons doen, wat nie sy wil is nie. En kom ons lees saam Matteus 6 vers 9 tot 12. En die Here leer sy disippels bid. Die konteks van hierdie gebed is een van die disippels wat na die Here Jesus toe gekom het en gesê, Here, leer ons bid, of leer my bid. En toe sê die Here, so moet julle bid. En hy sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En daai stukkie wat uitgelig is daar, en vergeef ons oortredings,
is waarby ons vanoggend gaan stil staan. Nou, hoekom is dit belangrik dat ons moet ons sonde bely, en hoekom is dit ook belangrik dat ons elke dag ons harte moet ondersoek en ons lewens voor God moet ondersoek, want ons het nou al agtergekom in die reeks wat ons doen, dat die Onse Vader gebed 'n gebed wat bedoel is vir elke dag. Elke dag moet ek hierdie gebed bid. En in Efesiërs 4 vers 26 en 27 lees ons, moenie sondig en gee aan die duiwel geen plek nie. In die ou vertaling, dan in die Nuwe Lewende vertaling, moenie sondig en die duiwel 'n houvas gee nie. En dan die boodskap sê, moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. Nou, ek het een keer toe koop my gesinnetjie vir my vir Kersfees 'n Engelse Bybel, want ek het vir Sonja gesê ek wil die Bybel graag deurlees in 'n Engelse vertaling, want baie van die Afrikaanse vertalings, die dele ken jy al, jou verstand skakel so 'n bietjie af. En ek begin die Bybel lees en ek kom by Efesiërs 4 en ek lees daar, don't sin and give the devil room in your life. Dis nou presies hierdie vers in die Engels en dit tref my, want ek het dit al gelees, maar nog nooit so raak gelees nie. En ek dink daaroor en ek besef, maar wanneer Christene sonde doen, en ons hou aan daai sonde, dan gee ons vir die duiwel blyplek in ons lewens. Dan gee ons daai ou vertaling sê dit mooi, gee aan die duiwel geen plek nie, en dan kan mens jou lewe daarby sit, gee die duiwel in jou lewe geen plek nie. Dan in die Nuwe Lewende vertaling, gee die duiwel nie hou vas nie. Die boodskap sê dit eintlik baie mooi, moenie laat hy jou vastrek nie. Want 'n kind van God, al het Jesus ons gered en al glo ons in Jesus, kan ons deur sonde vir die duiwel hou vas op ons lewens gee. Nou hier's 'n mooi prentjie, so julle kan sien wat daar aangaan. Dis 'n pot en in hom is 'n padda besig om te kook. Nou sonde en die strategie wat die duiwel het met Christene is dieselfde strategie as wat mens gebruik wanneer jy padda kook. So Preston, as jy nou padda wil kook, gebruik hierdie strategie. Jy moet die padda in koue water op die pot sit. En dan moet jy die hitte sit dat hy stadig warmer word. Want as die hitte te vinnig warm word, dan spring die padda uit. Maar as mens die hitte stadig laat warm word, dan kom die padda nie agter die hitte word warmer nie, en dan bly hy in die water, en as hy sy oë uitvee, dan kook die water, en dan kook mens lekker paddaboutjies. Ja, dan kan jy 'n bietjie sout en peper en so bysit, maar dit is die strategie wat die vyand met ons as Christene het. As mens nou kom by 'n sonde en dis verskriklik erg, dan sit soos die padda wat die water kook en hy spring net weer uit. Dalk wonde op hom, hy leef, hy spring uit. Maar die strategie is om die water so stadig te laat warmer word. En as mens jou oë uitvee, dan sê jy vas in dit. So ons moet weet, die Bybel sê ons is nie onbekend met die planne van die bose nie. En dit is die strategie wat hy het met Christene. Nou, hier's 'n aspek van sondebelydenis, en dit pas nou by die vorige van die duiwel wat ons wil vang soos mense padda kook. Hy sê, bely julle sonde eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So in Matteus hoofstuk 6 leer die
Here, ons om elke dag hierdie gebed te bid, elke dag ons lewe te ondersoek, en een van die dinge wat ons elke dag moet doen, is ons moet elke dag sê, Here, ek ondersoek nou my lewe, ek bid nou, sorg vir my vir hierdie dag, maar ek bid ook, Here, vergewe my vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En dis belangrik om te weet, as die Here sê, so moet julle bid, dan bedoel dit is 'n voorbeeldgebed, dis 'n raamwerk, maar julle moet hierdie gebed nog verder invul. Want wanneer ons iets voor die Here bely, moet ons dit bely op dit wat ons gedoen het. Ons moet die sonde noem. Wanneer ons nou by die volgende punt kom en ons moet ander mense vergewe, dan moet ek nie net sê ek vergewe nie, dan sê ek vergewe die vir dit. Ek maak dit spesifiek. Maar daar is goed wat ek net kom en ek bely net en dis verby. Maar dan is daar ander goed wat nie so eenvoudig is nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ek ry in my motorvoertuig en iemand ry voor my in en ek sê 'n vloekwoord. En ek besef ek het nou gesondig, ek mag nie vloek nie. En ek sê, Here, ek bely dat ek gevloek het, vergewe my asseblief, ek vergewe hierdie ou, ek seën hom. En dis verby. Maar wanneer môre ry ek weer en dieselfde ding gebeur weer, en ek bely weer, maar die volgende dag gebeur dit weer, en 2 dae later gebeur dit weer, en ek besef, hierdie ding begin nou hou vas op my kry. Dan is dit wat Jakobus 5 vers 16 inkom, wat ek hierdie sonde moet bely teenoor iemand. Kom ons maak dit baie realisties. Ons het so 'n paar jaar gelede met ons mannebediening 'n paar keer gepraat oor die konsep van 'n big buddy, iemand wat jy kan bely, maar nie net bely nie, daai persoon hou jou ook verantwoordbaar. Want sien, dit is ook wat gebeur wanneer jy sonde aan iemand bely, dat daai persoon vir jou vra, maar hoe gaan dit met jou gevloekery? Het jy dit nou gebeure? Is dit verby? Want wat gebeur en veral met mans en jong mans, en ek so bly is 'n hele paar hier in die diens vanoggend, jy is so op sosiale media, en sonder dat jy dit beplan, kom daar iets op, wat jy nie moet sien nie. Kom ons noem dit pornografie. Nou kom iets op, en jy moet dit nie sien nie, en jy weet, jy moet dit nie sien nie, maar iets gebeur in 'n man se liggaam, ons skei dopamien en al wat te goed is af, en adrenalien, en jy kyk dit te veel, te lank, en jy besef agterna voel jy vuil en skuldig en sleg, en jy bely dit. Sê, Here, ek moes dit nie gedoen het nie, jy bely dit. Dan is dit verby. Maar wanneer daai ding nou môre weer en oor 2 dae weer, dan moet ons besef, ek het aan die duiwel plek gegee. Maar die strategie wat die woord van God vir ons gee daarvoor, is om dan te sê, ons moet ons sonde eerlik teenoor mekaar bely. Nou toe ons by die mannebediening die big buddy ding gedoen het, dit ons sê elke man moet 'n big buddy hê. Nou big buddy is iemand teenoor wie jy kan weerloos wees, wie jy jouself kan wees, wat nog lief is vir jou as hy jou swakste gesien het. En 90% van die manne daar, en ons was meer as 20 manne daai aand daar, het gesê, maar hulle vrou is hulle big buddy. Maar daar was so 'n paar jong manne wat gesê het, hierdie ou langs my is my big buddy, en ek is sy big buddy. Maar wat gebeur wanneer die duiwel begin hou vas kry op ons, wanneer daai Efesiërs 4:27 wat ons gelees het, daar kom plek vir hom, ons gee vir hom roem in ons lewe, dan moet ons dit teenoor iemand bely. Maar daai persoon teenoor wie ons bely, het ook 'n verantwoordelikheid. Want dis nie net ek bid saam met jou en ons bid saam vir vergifnis en ons gee dit vir die Here nie, maar daai big buddy het ook die verantwoordelikheid om
vir jou dan te vra, hoorie, hoe kan ek gou jou foon kry en kyk na jou soekgeskiedenis? Hoorie, hoe lyk dit as jy bestuur? Jy het bietjie haastig hier aangekom, is jy nog so ongeduldig en kom ons ons verskillende goed waarmee God se kinders sukkel. So, die punt wat ek net wil maak is, as die Here sê, ons moet ons sondes elke dag bely, dan is daar plek wat die woord van die Here vir ons leer, wat ons het tussen my en die Here bely. Maar ongelukkig kan dit in kinders van God se lewe gebeur, dat daar in sekere areas in hulle lewe 'n houvas kom. En dan het ons medegelowiges nodig. En die manne van ons gemeente en hulle vrouens het mooi verhoudinge, wat die meeste manne sê, die een teenoor wie ek kan bely, en sy sal lief bly vir my, is my vroutjie. Maar van die ander jong manne het 'n pelle gesê, toe sê ek maar, nou as jy jou vriend leer ken, jou man leer ken, jou vrou leer ken, dan het jy nie net die verantwoordelikheid om te hoor en saam te bid nie. Jy het dan ook die verantwoordelikheid om saam te journey op hierdie area waar jou man of jou vriend sukkel en hulle op hulle tone te hou en seker te maak dat hierdie ding nie hou vas gee op hulle nie. En as daai mag nie gebreek word nie, dan moet mens gaan vir verdere hulp, dan sal verdere berading en hulp wat mens kan kry. Die goue reël is, 'n kind van God doen sonde. En daarom moet ons elke dag voor die Here ons sonde bely. Maar 'n kind van God moenie in sonde leef nie. So daar's 'n verskil om sonde te doen, maar om in sonde te leef. En ek is so bly ons staan onder die genade van God. Die tydperk vandat die Here Jesus gekom het, is die genade tydperk. Ons lees dit in die heel eerste hoofstuk van Johannes, ek dink vers 17 staan daar, Moses het die wet gebring, maar Jesus Christus het die genade gebring. So ons is onder God se genade, ons is nie onder veroordeling nie, is nie onder die wet waar jy heeltyd tekort skiet en heeltyd hoef skuldig te voel nie, maar hierdie is 'n baie ernstige ding in al ons lewens. Want elke kind van God sal tot die dag wat hulle sterf, sal hulle stry met sonde. 'n spesifieke sonde wat ek dink dalk bietjie meer op vrouens van toepassing is, ek het iets genoem van die man, maar wanneer Paulus vir Timoteus skryf, en dan sê hy, maar as julle vrouens wil diakens maak, moet julle kyk, 'n vrou wat skinder, mag julle nie 'n diaken maak nie. So 'n man sal ander goed doen, maar vrouens moet ook na hulle self kyk, en dit lyk vir my as ek kyk na 1 Timoteus 3, dat vrouens veral moet let op hulle monde. Mans het ander swakhede oor die algemeen, maar vrouens moet ook kyk, ons almal moet kyk. Ons almal doen sonde tot ons sterf. Maar terwyl ek sonde doen, is ek God se kind, want ek gaan dit regmaak met my Abba, gaan vir hom bely. En as iets hou vas op my kry, dan gaan ek my biegbuddy dit voor my biegbuddy bely. Maar my biegbuddy moet saam met my bid dat ek gesond kan word. Maar my biegbuddy het dan ook die verantwoordelikheid om sê, okay, dit wat jy bely het 'n week gelede, hoe gaan dit? Jou op jou tone te hou. So sondebelydenis het iets wat ek net voor die Vader bely, en om dit maklik te stel, dis goed wat nie hou vas op my het nie. Maar as ek agterkom iets begin hou vas op my kry, dan leer Jakobus 5 vers 16 ons, dat daar's 'n plek waar ons sonde voor ander mense bely, en hulle moet vir ons bid, want dan moet ons gesond word van daai sonde. En dan het daai persoon ook die verantwoordelikheid om ons verantwoordbaar te hou, en so leef ons dan saam die lewe. So belydenis van sonde. Die eerste punt wat ons vanoggend na gekyk het is, gee die duiwel nie vatplek nie. Bely daarom elke dag. So die Onse Vader gebed, en eintlik iemand sê vir my,
in laas week toe ons by ons klein groepie, ons lewensgroepie, by ons musiekspan is, toe sê hy vir my, hy bid al lank die Onse Vader gebed elke dag presies soos dit in die Bybel is, maar vandat ons nou hierdie reeks doen, wat verander het by hom, hy bid nog dit presies dieselfde, maar hy gee nou meer betekenis aan elke element van die Onse Vader gebed, wat hy sê hy het dit gebid, maar hy het nie eintlik gedink wat alles beteken nie, maar nou bid hy dit net soos in die Bybel, maar dan besef hy dit is wat dit beteken, dit is wat dit beteken. So wanneer ons bely, vergewe my van my sonde, dan gee ons die duiwel nie vatplek nie, soos daai Engelse vertaling sê, don't give room in your life to the devil. Ons bely dit, en dis iets wat ons elke dag doen. As ek nie iets het om te bely nie, dan hoef ek nie te bely nie, maar kan ten minste elke dag my lewe ondersoek, is daar nie iets wat ek moet bely nie. En dan, sonde is soos om 'n padda te kook, en as ons daai prentjie net nou kan aan dink, ek hoop daai prentjies in almal se geheue vas van die pot met die padda wat kook in die water, want dit is vir die duiwel met elkeen van ons voldoen. Hy wil ons eers met 'n bietjie vang en dan geleidelik meer en meer maak tot dit kook en dit te laat is. En dit moet ons nie toelaat nie. En as ons dit nie toelaat nie, dan moet ek 'n big buddy hê. Dan moet ek iemand hê wat ek vertrou, wat lief vir my gaan bly nadat hulle my swakhede gesien het. En dit was vir my so lekker dat die meeste mans hier in ons gemeente sê, ek kan my vrou vertrou, my vrou is my big buddy, maar nie almal nie. Dan het ons ander nodig. Wanneer ek besef, ek is nou daai padda, en hierdie water begin nou kook hier rondom my, in hierdie area van my lewe, dan moet ek na 'n big buddy toe kan gaan, en sê, bid vir my, dat ek gesond kan word. Maar daai big buddy kry dan die verantwoordelikheid, om nie net, as ek klaar gebid het, is dit verby nie, om my dan op die regte pad te hou, my verantwoordbaar te hou, sê, hoorie, 'n week later, hoe gaan dit? 'n maand later, hoe gaan dit? Aanhou, ek dink ons het nou oorwinning, kom ons eer die Here saam. So, ons almal moet 'n big buddy hê, dit leer Jakobus 5 vers 16 ons. Een dag toe ek 'n tiener was, Gerard, toe besluit ek en twee van my vriende, Francis Cronje en Ad van Rooyen, en ons wil kyk wat gaan aan in die Rooms-Katolieke kerk, en ons een venster wat oor is, ons klim deur daai venster en ons val deur die biehok, want sy dak was net dun hout, toe, ons dink is 'n harde kas, dus dit sag, en toe ons weer uit, so, maar daar's iets wat mooi is daar, dat die Rooms-Katolieke plek skep vir mense om te bely, maar ek dink ons kan dit spontaan en natuurlik doen, soos ons saam met mekaar die lewenspad loop. So vanoggend gaan daaroor, ons kan maar weer op dat ons sonde moet bely, en dankie Here, ons is onder genade, ons is nie onder veroordeling nie, juis wat die feit dat ons sonde so kan bely, is omdat Jesus die hele prys vir dit klaar betaal het. Dit is genade. So, ons is in vryheid voor die Here, ons is onder genade voor die Here. En daarom het nie een van ons nodig om die duiwel vatplek, blyplek in ons lewens te gee nie. Amen. Kom ons staan, dan bid ons saam. Kom ons bid hierdie gebed saam hardop. Vader, julle kan saam met my hardop bid. Vader, ek kom nou na U toe in die naam van Jesus Christus, my verlosser en Here. Ek bely nou voor U al my sondes. Dankie dat U my vergewe het. Help my om heilig te wees, soos Jesus heilig is. Amen. Maar dan bly ons so in gebed, en dan kan elkeen van ons nou self met die Here praat. As daar iets is wat jy voor hom moet bely vanoggend voor hom. As daar iets is wat jy medebroer of suster in die Here moet vertrou mee, wat jy voel, hier's 'n area waar die vyand
vat plek op my lewe kry, deel dit met 'n broer of suster of jou vrou, vertrou jou vrou en deel dit en bely sondes, dan die duiwel geen hou vas op ons nie. Kom ek gee so 'n minuut daarvoor. Ja, Here, dankie dat Jesus ons kom vrymaak het. Dankie dat ons elke oggend kan vry wees, soos ons die Onse Vader gebed bid. Dankie Here dat ons na ons lewens elke dag kan ondersoek voor U en dis 'n voorreg dat ons nie hoef laste te hê nie, dat ons dit kan oorgee, dat ons kan vry wees en ek bid dat elkeen hier vanoggend sal leef in die vryheid van Jesus Christus. Amen.